Hemelse Vader, ons wil vanoggend kom verklaar dit wat ons nou gesing het ook. Here, dat ons dors na U teenwoordigheid. Here, ons dors na U woord. Here, ons wil graag naby aan U wees. En ons wil graag ervaar hoe U ook ons lewens rig en ons lewens lei. Dankie, Here, dat U die God is wat die lewendgewende water is. Here, dat U die God is wat goed is vir elkeen van ons. Dankie, Here, dat U ons elkeen ken, en dankie dat elkeen van ons welkom is by U en welkom is in U teenwoordigheid. En dankie dat ons nou ook as 'n geloofsfamilie saam kan stil word en U kan loof en U kan prys met ons stemme. Sodat ons aan U die eer kan bring wat U toekom. Maar dankie dat ons ook hier kan wees, sodat ons kan leer uit U woord uit. Kan groei in ons geloof. Sodat ons meer en meer kan leef, soos U van ons vra. Daarom kom bid ons, Here, en vra ons U, dat U ook vanoggend U woord en ons elkeen sal verstaanbaar maak, dat die Gees ons sal help om te hoor wat U vir ons wil sê, en dat ons sal groei vanuit U woord uit. Ons vra dit in U naam. Amen. Ek het 2 tekste wat ek vanoggend vir ons uit wil voorlees, Psalm 1 en dan ook Jeremia 17. Psalm 1 gaan ek vir ons uit die 83 vertaling lees, Jeremia 17 gaan ek uit die 2020 vertaling vir ons uit voorlees. Lees vir ons Psalm 1. Dit gaan goed met die mens wat nie die raad van goddeloses volg nie. Nie met sondaars omgaan en met ligsinniges saamspan nie. Maar wat in die woord van die Here sy vreugde vind. Dit dag en nag oordink. 2020 vertaling, die direkte vertaling van vers 2 is wat die Here se wet dag en nag mymerend prewel. Hy is soos 'n boom wat by waterstrome geplant is, wat op die regte tyd vrugte dra en waarvan die blare nie verdroog nie. Hy is verspoedig in alles wat hy aanpak. So is die goddeloses nie. Hulle is soos skaf wat deur die wind uitmekaar gewaai word. Daarom sal goddeloses hulle nie kan handhaaf wanneer die Here oor hulle oordeel nie, en sondaars nie 'n plek hê in die vergadering van die regverdiges nie. Waarlik, die Here lei die regverdiges op hulle pad, maar die pad van die goddeloses lei tot ondergang. En dan Jeremia 17, net vers 7 en 8. Geseënd is die man wat op die Here vertrou, wie se vertroue die Here is. Hy sal wees soos 'n boom wat geplant is langs water, wat sy wortels uitstoot na die voor. Hy merk nie eers op dat die hitte kom nie. Sy blare bly groen. In 'n jaar van droogte raak hy nie angstig nie en hou hy nie op om vrug te dra nie. Ek lees vir ons vanoggend tot sover. Die natuur gaan deur verskeie seisoene. Ons almal weet dit, elke jaar gaan die natuur deur seisoene en sommige areas is somerreënvalstreke, soos byvoorbeeld hier waar ons bly in 'n somerreënvalstreek en ander streke is weer winterreënvalstreke soos daar in die Suid-Kaap. Hulle kry weer hulle reën meerendeels in die winter. As mens nou hierdie tyd van die jaar daar in Marlof Park is of deur die Wildtuin ry, dan kan mens duidelik sien dat dit nie nou ons reënseisoen is nie. Ons kan dit sien aan die vlak van die riviere, aan die vlak van die damme wat redelik leeg is. Ons kan dit in die
plante sien, die plante wat al hoe valer raak en minder kleurvol is. En dan is dit opmerklik, dat as mens so in die wildtuin ry, kan mens nogal sien waar is daar goeie waterbronne. Want die plante of die bome wat naby 'n goeie waterbron of naby 'n rivier staan, bly langer groen, bly langer mooi, en daarom baie keer as jy iewers vanaf 'n hoogte so oor die wildtuin kyk, kan jy sien daar loop 'n rivier en daar loop 'n rivier op grond van die kleur van die bome wat weeskante van daardie rivier staan. Maar dan weet ons ook, daar is nie net seisoene nie, veral hier in die suidelike deel van Afrika, beleef ons ook dat daar ander fases is waar deur die natuur gaan. En dat daar soms vir 'n paar jaar lank 'n natter fase is, waar daar vir 'n paar jaar lank meer reën val, weens verskeie stelsels wat plaasvind in die lug. En dan weet ons ook, dan gebeur daar ook baie keer tye van droogte, waar daar vir 'n klompie jare droogte is, waar die reënval ondergemiddeld is of baie min is. En dan baie keer probeer mense bepaal en bereken hoe lank hierdie droogte tyd gaan duur, maar soms duur dit langer as wat verwag is, en dan beproef dit mense tot die uiterste. Veral die boere word baie keer tot die uiterste beproef, wanneer 'n droogte tyd langer aanhou, as wat gedink is, dit gaan aanhou. En die een ding is wel seker, en dit is dat daar droogte tyd nooit vir ewig aanhou nie. Alhoewel ons as mense nie altyd kan bepaal hoe lank hierdie droogte tyd gaan aanhou nie, iewers op 'n stadium, dan draai dit weer, en gaan die omgewing weer in 'n nuwe fase in, en dan val daar weer reën. En ons beleef dit baie keer in die Noord-Kaap en dan Namibië, waar mens hierdie fases baie duideliker kan sien en beleef. Nou ons almal in die lewe beleef ook soms dat ons in tye van droogte ingaan. In ons eie persoonlike lewens of in ons gesin se lewe. Daar's min goed wat ons geloof baie keer so toets as wanneer ons 'n droogte tyd in ons lewe beleef nie. En hierdie droogte tyd kan op verskillende lewensterreine lê. Soms is dit 'n geestelike woestynreis waardeur jy gaan. Waar jy voel, maar geestelik voel dit vir jou of jy 'n tipe van 'n droogte beleef, 'n woestynreis beleef. Soms kan dit dalk op 'n emosionele vlak lê, weens watter redes ook, verhoudings wat nie uitgewerk het nie, verhoudings wat skeef geloop het. Dit kan dalk wees op 'n finansiële vlak, waar jy finansiëel sukkel om kop bo water te hou. Dit kan dalk wees weens siekte of verlies of wat ook al. En wat dit soms ook vir ons moeilik maak is dat hierdie tyd van droogte soms ook vir ons moeilik is om te bepaal hoe lank dit gaan aanhou. En soms voel dit vir ons of dit nie gaan einde kry nie, of dit net heeltyd gaan aanhou. En dan kry ons goeie raad, as ons dit beleef, as ons hier na Psalm 1 kyk, maar ook na Jeremia 17. Psalm 1 is die eerste boek van die Psalmboek, eerste hoofstuk, eerste deel, en dit lei eintlik die Psalmboek in. Dit kom stel vir ons twee groepe wat ons eintlik oral in die Psalmboek verder aantref. Daar's 'n groep wat genoem word die regverdiges, en dan 'n groep wat genoem word die goddeloses. En dan kom sê hierdie Psalmboek vir ons, maar daar's net twee opsies, daar's net twee weë wat ons kan kies. Of ons kies in die lewe die weg van die regverdiges, die wat glo, die wat 'n pad saam met die Here stap. Of as ons nie daai pad kies nie, dan beland ons op die ander pad, en dis die weg van die goddeloses. As ek nie aktief kies om op hierdie pad te stap nie, word ek maklik meegesleer en beland ek op hierdie ander weg, hierdie weg van die goddeloses, die wat nie die Here erken in hulle lewe nie, nie erken in 'n pad saam met die Here kom stap nie. In Matteus 7 waarsku Jesus aan sy, onthou, die weg, die regte pad, die weg van die regverdige is 'n smal weg,
En die weg van die goddeloses is 'n breë pad, dis 'n breë weg. Dit is maklik om op daai pad te stap, maar om te leef soos wat die Here van ons vra, is 'n smal weg. Met ander woorde, dis nie so maklik nie. Dis nie aldag so eenvoudig nie. En dan kom die psalmdigter en dan gebruik hy twee beelde en dan sê hy, en ek wil net by die een stil staan vanoggend, en dan kom sê hy, maar die goddelose sal wees soos kaf wat in die wind weggewaai word. Maar die regverdiges, die wat glo, die wat 'n pad met die Here stap, hulle sal wees soos 'n boom wat geplant is by waterstrome. 'n Boom wat altyd groen bly, 'n boom wat altyd op die regte tyd sal vrug dra. Maar ek dink die gevaar kom, is dat ons baie keer hierdie beeld van in Psalm 1 soms verkeerd kan verstaan. Ek dink, en mense hoor dit baie keer as met mense praat, dat mense in gedagte het, dat Psalm 1 hierdie beeld sê, maar dat dit altyd goed gaan met die regverdiges, dat dit altyd goed gaan met die gelowiges. Dat die gelowiges nooit droogte tye gaan beleef nie, dat die gelowiges altyd net wonderlike tye gaan beleef en ervaar, sonder krisisse, sonder uitdagings, sonder moeilike tye, sonder probleme. En as ons so na hierdie beeld kyk, dan maak dit baie keer dat dit vir ons 'n geloofskrisis veroorsaak. Want nou gaan ek deur hierdie lewe deur 'n moeilike tyd, gaan deur hierdie lewe deur 'n droogte tyd, en dan begin ek my eie geloof bevraagteken. Dan begin ek bevraagteken, maar glo ek reg? Is daar fout met my? Glo ek nie so hard genoeg nie? Is my geloof te klein? Of dit kan gebeur dat ons voel, maar God is besig om ons in die steek te laat, want hierdie Psalm sê dan, dat ek hierdie boom moet wees. Maar dis nie wat die Psalm kom sê nie. Hierdie Psalm kom sê nie, dit gaan altyd met jou goed gaan nie. Op 'n aardse vlak nie. En daarom as ons Jeremia 17 saam met dit lees, wat dieselfde beeld gebruik, dan verstaan ons Psalm 1 baie mooier en baie duideliker. Jeremia, ek het nou nie die vorige paar verse gelees nie, maar Jeremia stel ook hierdie twee groepe. En dan sê hy eintlik, vervloek is die mens wat op mense vertrou. Maar hy sê, jy gaan in die moeilikheid beland as jy jou vertroue in mense en in aardse goed en in finansies en wat ook al instel. En dan kom hy en sê, maar dit gaan goed gaan met die een wat sy vertroue in die Here stel. En daai versies wat ons gelees het, begin met die woorde om te sê dat jy geseënd sal wees. Geseënd is die mens wat op die Here vertrou. Daarso staan nie, geseënd is die mens wat nooit probleme in hierdie lewe ervaar nie. Staan nie, geseënd is die mens en jy sal nooit krisisse hê nie. Daarso staan, geseënd is jy wanneer jy op die Here vertrou. En geseënd beteken baie meer as maar net om te sê dat jy gaan gelukkig wees. Geseënd beteken dat jy in 'n regte verhouding met God sal leef. Geseënd beteken dat jy God se sorg en sy guns ervaar en beleef in jou lewe. Maar dit beteken nie dat dit altyd op 'n aardse vlak maanskyn en rose gaan wees en met jou noodwendig gaan goed gaan nie. Ons lewe in 'n wêreld wat vol onsekerhede is, vol probleme is. En daarom moet ek en jy seker maak dat ons kies om naby die Here te leef, kies om naby die waterstroom te wees. En wanneer Jeremia 17 hierdie selfde beeld gebruik, dan kom sê hy vir ons in Jeremia 17 dat hierdie boom hitte ervaar, dat hierdie boom droogte ervaar. En dis wat Psalm 1 nie noodwendig so vir ons uitspel nie, maar nêrens staan daar in Psalm 1 dat daar nie tye van hitte gaan kom nie, dat daar nie tye van droogte ook gaan kom nie. Ons almal in hierdie lewe beleef in jou lewe tye wanneer jy voel of die son baie fel op jou brand, né?
Voel vir jou of 'n klomp goed in jou lewe net skeefloop, klomp goed net nie reg uitwerk nie. Ons almal in hierdie lewe, of jy al is jy 'n kind van die Here, beleef dat ons soms deur droogte tye in hierdie lewe gaan. Swaar kry tye wat uitdagings aan ons bied. Tye wat ons nie altyd self weet wat is die antwoord nie. En soms net soos wanneer daar in die natuur 'n droogte aanbreek, weet ons nie altyd wanneer dit gaan einde kry nie. En soms beproef dit ons tot die uiterste toe wanneer ek in hierdie lewe deur uitdagende tye gaan. En uitdagende tye kan verskillende goed wees. Op verskillende terreine van jou lewe lê. Maar dan kom sê beide hierdie Psalm 1 in Jeremia 17. Maar jy kan steeds, al gaan jy deur 'n droogte tyd, al gaan jy deur moeilike tye, gaan jy deur uitdagende tye, kan jy nog steeds 'n boom wees wat duidelike verskil maak, wat steeds aanhou vrug dra, want sien, dit is die dilemma wat baie keer gebeur. Baie keer wanneer ek deur uitdagende en moeilike tye in my lewe gaan, dan begin ons vergeet om te leef soos wat die Here wil hê ons moet leef. Ons raak so gefokus op my probleme, my omstandighede, my krisisse, dat ek nie meer op God fokus nie, en dan begin om op te hou vrug dra. Psalm 1 sê, ons sal wees, as ons naby die Here leef, soos iemand, 'n boom wat op die regte tyd vrug dra. Jeremia 17 sê, dit maak nie saak of die droogte kom nie, die boom gaan steeds aanhou vrug dra, al kom die droogte tyd, al kom die moeilike uitdagende tye, sal hy steeds aanhou om vrug te dra. Wat is hierdie vrug waarvan hierdie twee teksgedeeltes praat? Dink as ons na Galasiërs kyk en ons lees daar van die vrug van die Gees, is dit deel daarvan. Is deel van vrug dra is om die vrug van die Heilige Gees uit te leef. En die vrug van die Heilige Gees is liefde, vreugde, vrede, geduld, goedhartigheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing volgens Galasiërs. En dis baie keer hierdie goed wat beproef word wanneer ek deur moeilike omstandighede gaan, wanneer ek deur droogte tye gaan. As dit my moeilik en swaar gaan, dan sukkel ek baie keer om ander lief te hê. Ons laat so baie keer toe dat as ek deur uitdagende tye gaan, dat dit my vreugde by my kom steel. Laat toe dat dit my vrede by my kom wegvat. Wanneer ek deur uitdagende, moeilike tye, droogte tye gaan, sukkel ons baie keer om geduldig te wees, goedhartig te wees. En so sal ons kan aangaan. Sukkel baie keer om sagmoedig te wees. Vrug van die Gees beteken dat ek so sal leef, dat Jesus Christus in my lewe sal sigbaar wees vir diegene wat my lewenspad kruis. Dat ek sal kies om so te leef, dat ander sal kan sien in my manier van praat, my manier van doen, dat ek 'n kind van die Here is. En ons vergeet baie keer, dat die getuienis van ons baie sterker is, juis wanneer ons deur moeilike tye gaan. Wanneer dit goed gaan met ons, is dit maklik om vrug te dra. As dit goed gaan, is dit maklik om so te leef dat ander die Here in my lewe kan raak sien. Maar dit raak moeiliker om vrug te dra wanneer ons in 'n tyd van droogte in my lewe is. Maar die Bybel sê ek moet nie dan ophou vrug dra nie. Ek moet steeds aanhou vrug dra. Want wanneer ek dan vrug dra, my getuienis dan, wanneer ek reg optree, alhoewel dit moeilik en sleg met my gaan, is soveel kragtiger, soveel sterker. Die impak van my getuienis gaan so groter verskil maak. Wanneer ek aanhou vrug dra, al gaan dit soms moeilik. Maar beide hierdie twee gedeeltes kom sê vir ons, as ek dit wil regkry, moet ek spesifiek iets doen. Hierdie gedeelte kom sê, maar ek moet seker maak dat ek gewortel is in God se woord. Dat ek moet seker maak dat ek naby God se woord ook sal leef. Psalm 1 praat van dat ons 'n dag en nag sal oordink.
In Psalm 1 praat van dag en nag oordink, bedoel hy nie, jy moet iewers in die dagtyd maak om by God se woord stil te staan en iewers in die nagtyd maak nie. Hy bedoel, jou hele 24 uur moet van so aard wees, dat God se woord in jou gedagtes sal wees. Dat jy met God se woord sal besig wees. Sodat jy gewortel kan wees in dit wat God sê, dit wat God ons leer. Die direkte vertaling in oorspronklike Grieks praat van dat hulle dit mymerend sal prewel. En dit was 'n gewoonte gewees in die Bybelse tyd. Baie keer het die Jode saggies prewelend die wet opgesê vir hulle self om hulle heeltyd self te herinner dat hulle moet leef aan die hand van God se wet. En dis wat hierdie Psalm eintlik vir my en jou kom sê. Ek moet gereeld met God se woord aan my gedagtes wees, sodat dit my manier van leef, my manier van praat al hoe meer kan bepaal. Want hoe meer ek oor God se woord nadink, hoe meer gaan dit 'n invloed hê, 'n effek hê op my manier van praat en my manier van leef. So daarom is dit belangrik dat ons sal seker maak dat ons gewortel sal wees in God se woord. En dan kom sê hy, maar as ons mooi kyk, dan moet ons ook gewortel wees in 'n gesonde gebedslewe. Ons moet gewortel wees iewers in 'n geloofsgemeenskap. Wat ons kan help om standvastig te bly in die tye wanneer ons deur droogte tye gaan. Ons moet mekaar help wanneer een 'n droogte tyd, 'n moeilike tyd in sy lewe ervaar en beleef. En natuurlik baie belangrik dat ons sal sorg dat ons sal gewortel bly in Jesus Christus. Dat ek sal seker maak dat ek gewortel is in die verlossingswerk van die Here. Want dan kan ek dit regkry om vrug te dra, al gaan dit moeilik met my, al gaan dit swaar met my. Maar net dit kan ek regkry as ek erns maak met my verhouding van die Here, met die Here. So wat kom sê Psalm 1? Psalm 1 kom sê nie dat dit altyd goed sal gaan op 'n aardse vlak met ons as gelowiges nie. Maar dit kom sê dat ek van my kant af, soos Jeremia 17 sê, my wortels moet uitstoot. Ek moet seker maak dat ek my lewe gewortel is in Jesus Christus, in sy woord. Dat ek 'n gesonde gebedslewe het, 'n gesonde geloofsgemeenskap van deel is. Sodat wanneer die droogte tye kom, sodat wanneer die hitte kom, ek steeds kan bly vrug dra, soos daai bome wat daar in die wildtuin naby die riviere staan. En ja, net soos 'n boom, kan ek en jy nie noodwendig kies waar ons geplant is nie. Kan nie noodwendig dit kies nie. So ek en jy kan nie noodwendig altyd ons omstandighede kies nie. Soms gaan ons deur moeilike omstandighede as gevolg van ons eie verkeerde besluite. Maar baie keer gaan ons deur moeilike omstandighede weens goed wat buite ons beheer is. Wat ons nie kan beheer nie. Maar wat ons wel kan beheer is die manier hoe ek reageer, die manier hoe ek optree wanneer ek in moeilike omstandighede is. Dit kan ek wel kies. In Psalm 1 en Jeremia 17 kom sê vir ons, maar kies om aan te hou vrug te dra. Ten spyte van hierdie moeilike omstandighede. Moenie toelaat dat die moeilike omstandighede so besit neem van jou, so jou fokus van God aftrek, dat jy nie meer by hom die lewendgewende water kry nie. Sodat jy kan staande bly en steeds kan vrug dra, maak nie saak hoe moeilik of hoe swaar dit gaan nie. So hoe leef ons as bome vir die Here in 2025? Kies om elke dag op God te vertrou. Al maak God se wil nie altyd vir jou sin nie, al maak God se plan op daai moment nie altyd vir jou sin nie, al verstaan jy nie altyd hoekom jy beleef en ervaar wat jy beleef en ervaar nie, moenie in die eerste plek jou vertroue plaas in mense, geld, prestasies of wat ook al. Plaas jou vertroue in die eerste plek in God. En dan, soos Jeremia 17 sê, stoot jou wortels uit na God toe. Leef met die woord, leef gewortel in God se woord. Sorg dat jy 'n gesonde gebedslewe elke dag het. Leef in God se teenwoordigheid. En nou moenie bang wees
vir die krisis en die probleme wat kom nie. Jeremia 17 sê dat hy merk nie eers op dat die hitte kom nie. Sy blare bly groen. In 'n jaar van droogte raak hy nie angstig nie. En hy hou nie op om vrugte te dra nie. Dit is nie nodig om angstig te raak, bang te raak vir alles wat in die wêreld aangaan en alles wat om ons aangaan. Mits ons gewortel bly in God nie. En dan belangrik dat ons sal aanhou vrug dra, dat ons aanhou so sal leef. Maak nie saak hoe my omstandighede lyk, laat ander steeds iets van Jesus Christus in my lewe kan raak sien, kan beleef en kan ervaar. Jesus Christus het juis aan die kruis gesterf, sodat ek en jy ook voluit vir hom kan leef. Mag dit waar wees van ons elkeen, dat ons so sal leef, dat ander iets van Jesus in my kan raak sien. Amen. Dankie Hemelse Vader dat U vir ons lewe gee. Dankie Here Jesus dat U dit vir ons moontlik gemaak het en die verhouding weer kom herstel het met die Vader. Dankie Here Jesus dat U dit vir ons moontlik maak dat wanneer ons in die Vader se woorde en in U gewortel is, dat ons nie hoef bang te wees vir droogte tye nie hoef bang te wees vir wanneer die hitte fel brand op ons nie. Ons nie hoef bang te wees vir uitdagende tye nie. Want Here, U kom leer vir ons in die woord dat as ons wortels na U toe uitstoot, as ons by U ons krag put, op U in die eerste plek vertrou, dan sal ons geseënd wees. En dan sal ons kan staande bly, maak nie saak hoe erg die droogte is nie, maak nie saak hoe erg die uitdagings is nie. U sal ons help om staande te bly. Maar meer is dit, Here, dankie dat U ons kom leer het, dat U ons sal help om ook aan te hou vrug dra. En dat ons vrug wat ons dra, getuienis sal wees, om te getuig van U goedheid. En daarom help ons, Here, dat ons nooit sal toelaat dat wanneer ons deur uitdagende tye gaan, dat ons sal ophou vrug dra nie. Maar dat ons juis dan sal vrug dra, juis dan so sal leef, dat ander in ons sal raak kan sien, sodat die getuienis soveel kragtiger kan wees, die impak vir U koninkryk soveel meer kan wees. Dankie dat ons nou ook in die nagmaalstafel kan aansit, wat ons herinner daaraan, Here Jesus, dat U vir ons die dood oorwin het, dat U vir ons die ewige lewe moontlik gemaak het. Dat U, Here Jesus, dit vir ons moontlik maak om hier op aarde te wees soos 'n boom wat geplant is langs waterstrome. Dankie daarvoor. Here, kom seën ook die tekens tot versterking van ons geloof aan ons elkeen. Amen. Ontvang ook die seën van die Here. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan elkeen sy vrede gee. Amen.